3 wat verjaar, vandag Suster Johanna Eysel, Vrydag die 6de sê ons geluk aan ouder in Bram Helberg, en Saterdag die 7de verjaar van C. Geliefdes, ons vra voorbereid vir moeder Ernst Kian, hy het Vrydag 'n hartklekvervangingsoperasie ondergaan. Die operasie was 'n groot sukses, ons is so dankbaar, hy sterf aan in die hospitaal, en hopelik sal hy DV ontslaan word. Ons dink ook in ons gebede aan Suster Netjie van der Westhuizen wat aansterk na 'n beroerte aanval, en ons vra voorbereid vir broeder Wiek Venter wat verlede week mediese toetse betooi ondergaan het en nou ook verder aansterk by die huis. Terwyl as net so bly sit, sing ons as ons die Druiderslied, Skrifwoord 15:3, en ons sing daarvan vers 3, 4 en 5. Ons sing geliefdes tot lof van die Here, Psalm 149, daarvan vers 1 en vers 2, en daarop bly ons staan vir ons geloofsbelijdenis.
gesterf het en begrawe is. Hy wat al die angste van die hel tot die dood toe gelei het. Dat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel. En gaan sit het aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Glo in die heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, waar ons by die nodige keer die aandag en ons sak geluister het na God se wet, gaan ons reageer deur te sing Psalm 19 vers 48 hierdie woorde. Dis 'n lig wat klare kennis aan eenvoudiges ontdek. Dis die asem van die lewe wat ek diep na binne trek. Weet jy dan die weg van my nie, wees my gunstig na die reg, wat in u verbondsgeheimnis aan u volk is toegesê. Ons sing dit van die Here se wet, maar kom ons luister eers na die 10 gebooie. Toe het God al in die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte en die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesteede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here God nie dit gebruik. Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek en jy mag nie begeer. Ons Vader wat in die hemel is, hoe groot is die vreugde en die blydskap en die dankbaarheid in ons harte, omdat ons vanoggend so saam mag wees. Hier waar ons moet wees, in die heilige teenwoordigheid. Hoe anders sal ons 'n nuwe week wat voor ons lê begin, as in die voorhoewe van die Almagtige. Hier saam om die altaar, om die te loof en te prys en te aanbid. Hier waar U vir ons die brood van die lewe breek en dit oorvloedig uitdeel. Hier waar U U kinders opsoek, U hand op ons lê, ons koesterend teen die vasdruk. En hier waar U vir ons mooi dinge sê, waar U ons toefluister, woorde van liefde, genade, ontferming. En ons is so dankbaar, o Here, dat ons U mag ken. So intiem, so persoonlik dat ons U mag noem Vader.
Want daardeur erken ons, bely ons teenoor die wêreld, sê ons dit vir onsself. Ons is kind. Ons is kind wat bemin is. Kind wat geliefd is. Oogappel van 'n sterke God. En hier die liefde aan ons bewys, o Vader, toe ons Here Jesus Christus aan hierdie wêreld gekom het, sê die lewe lank gelei het, 'n offer gebring het en uiteindelik gesterf het aan 'n kruis. Tot op gee dat ons hom vanoggend so sal sien. Verhef tussen hemel en aarde, vasgespijker in 'n ruwe hout. En so het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seun te val. As dit die prys wat hy moes betaal vir ons sonde en ons skuld, sodat ons voor U regverdig gereken kan word. Ons sê vir U dankie, o Vader, dat U ons ook vanoggend opsoek deur die Heilige Gees en dat U U woord vir ons open. Die woord wat kragtig is, die woord wat lewend is, die evangelie, die goeie boodskap van hoop en van lewe. Wil U die bediening van die woord seën in ons harte en wil U as saaier die beste saad waar daar is sprinkel en strooi en laat val, sodat daar in ons lewe groei en vrug sal wees. Vader, ons is so dankbaar dat ons ook saam met mekaar hier mag wees, ons medebroer en suster wat ons lief het. Dankie dat ons as 'n gemeente, as medebroers en susters vir mekaar mag bid, na mekaar mag uitreik, mekaar mag vashou, mekaar se laste mag help dra, mekaar mag lief wees. Maar dit is die groot opdrag wat U seën ons gegee het. Julle moet mekaar lief hê, dit is ononderhandelbaar. En dankie dat ons ook hier U liefde mag ondervind. Maar o Vader, ons staan voor U skuldig, dit het die wet weer aan ons bewys. Ons het menigmaal nie 'n swaar teen, nie een of twee, maar al die gebooie gesondig en daarom vra ons dat deur die Heilige Gees vir ons vaardig sal word, dat ons sal lewe soos ons Here Jesus Christus geleef het. Dat ons sal praat soos ons koning gepraat het, sal doen soos hy gedoen het en vir ons die voorbeeld gestel het. Maar dit is moeilik, dit is onmoontlik in eie krag en uit onsself. Daarom sal U ons sal bring tot opregte ootmoed, berou en bekering en 'n heilige lewe. Rein harte, skoon hande wat U behaag. Wil U ons vanoggend opbou en voed deur U woord, o Here? En wil U ons altyd stewig en vas op ons pos laat bly staan? Want ons is stryders in hierdie wêreld. Krygers in die naam van ons Here Jesus Christus. En om ons moet nie net 'n fisiese stryd nie, maar ook 'n geestelike stryd. Wil U ons daarin bewaar en ons meevoer in die triomftog van ons generaal, ons koning, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend uit 2 Korintiërs hoofstuk 10. Ons gaan net saam lees die eerste 6 verse. Jy kan gerus later by die huis hierdie hoofstuk lees. Ek, Paulus, doen 'n persoonlike beroep op julle. Ek wat mos gedwee is, as ek by julle is, maar manhaftig teenoor julle, as ek van julle af weg is. In die naam van Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek julle, moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is seker ek kan my veroorloof om streng op te tree teenoor die wat ons daarvan beskuldig dat ons uit menslike oorwegings handel. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies
En elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is, tot hier ons skriflesing. Liefdes, ons gaan nou saam sing. Skrifverruiming 14, 1, vers 1 en 2, en dit gee aan ons kindertjies die geleentheid om te vandag saam ons as draai vir die preek verduidelik. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van mense nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. Tot sover ons professe ook ons teks. Geliefdes, soos Here Jesus Christus in die gemeente in Korinthe was daar sommige mense vanuit die kerk lidmate wat die apostoliese gesag van Paulus bevraagteken het. Wat hom verdag gemaak het onder andere. Want soos ek weet was daar in die gemeente partyskappe en groeperinge wat gedreig het om die Here se kerk daar in 2, dalk in 3 te skeer, wat die een het gesê is Paulus. Ek sit graag aan sy voete. Die ander een, nee, ek hou meer van die preke van Apollos. En die derde groep gesê, Petrus is ons man. En dit het geweldige spanning en verdeeldheid veroorsaak en tot gevolg gebring dat daar van die lidmate begin sleg praat het, kwaad praat het van Paulus. Agter sy rug om beskulderheid. Altyd probeer om in 'n slegte lig te stel. Hulle byvoorbeeld valslik gesê dat Paulus in die bediening is vir eie gewin. Vuil gewin. Dat hy net preek vir sy sak. Dat hy preek om te oorleef en genoeg te eten en te drink. Hy mense so goed uit
en goedhartigheid en gasvryheid ook misbruik. Want hy het by hulle aan huis gegaan wanneer hy 'n plek besoek het en daar gepreek. Nee, Paulus, jy verkondig die evangelie van Christus. Nie tot sy eer nie, maar tot jou eie voordeel, en so het hulle geskil. Nou geliefdes, van hierdie negatiewe opmerkings, en dit kom altyd uit, het by Paulus uitgekom. Hy het daarvan te hoor gekom, en daarom sien ons dat hy ook hierop antwoord in 2 Korintiërs 10. Maar op 'n baie sarkastiese wyse, as ons kyk na vers 1 en vers 10. Hierdie woorde drup van sarkasme. Paulus sê, ek, Paulus, doen 'n persoonlike beroep op julle. Ek wat mos gedwee is, as ek by julle is, maar manhaftig, wanneer ek nie by julle is nie. Daar word ons gesê, sy briewe is regtig streng en ernstig, maar as hy self by ons is hy maak. En beteken sy woorde niks. Wat het die mense eintlik gesê? Paulus is 'n lafaard. As hy by ons is, en hy staan op die preekstoel en hy is voor ons, dan is hy nederig en is hy vriendelik, sagmoedig, glad nie kwaai of streng nie, maar ook weer. Dan net 'n bietjie afstand tussen ons kom, dat hy ver weg van ons wees, dan is hy baie sterk, manmoedig, vol mannemoed, dapper, dan is hy kwaai. Maar as hy by ons is, wil hy nie praat. Vir my 'n konfrontasie, is hy te versigtig om met oortuiging op te tree. Tot sy verdediging sê Paulus, in die naam van Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek julle, moet my nie dwing om ernstig te wees as ek na julle toe kom. Ek is seker kan my veroorloof om streng op te tree teenoor julle. Veral teenoor die wat ons daarvan beskuldig dat ons onmenslike oorwegings handel. Met ander woorde sê Paulus, julle, Korintiërs, julle wil nie hê ware Paulus te doen nie. Julle wil my nie sien as ek kwaai is nie. Julle wil nie sien as ek werklik streng optree nie. Dis juis om Christus ontwil dat ek nederig en vriendelik met julle is soos hy. Maar ek dink nie julle is gereed of opgewasse om met my apostoliese gesag in konfrontasie te kom nie. Julle sal tweede kom. Bly in jou baan. Ken jou plek. Want julle ken my. Julle weet nie werklik wie ek is. Nou geliefdes, as ons die behandelinge lees, ons kom hier, daarna in hoofstuk 8, dan sien ons wie Paulus werklik was. Hy was 'n vuurvreter. 'n Man van durf en daad, 'n man wat vir niks teruggeduis op hy geskram het. Die ywer en die passie, die haat wat hom geleef het, om Christus se kerk te vervolg, dwing hom om briewe te kry, lasbriewe, om selfs buite Jerusalem, Damaskus toe te gaan, om daar gelowiges Christene te gaan bind, te gaan gevangen neem, en in die tronk te stop. Paulus was nie 'n mens met wie hy gesukkel het nie. Hy was 'n ander man, voordat die Here Jesus hom op die Damaskuspad tot geloof en bekering gebring het. En vir hom gevra, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Maar nie net verander die Here Jesus sy naam van Saulus na Paulus nie, maar ook maak hy van hom 'n nuwe mens. 'n ander mens, 'n beter mens, 'n sagter mens. 'n mens meer soos Christus, nederig en vriendelik. 'n man na God se hart, 'n man vol van die Heilige Gees. Geliefdes, Paulus was nie 'n man die onnodig moes sukkel met sy perke gehad, en as hy lank genoeg met 'n leeu karring met 'n stok, gaan hy die tande te doen kry. Of soos die ou Swahili spreekwoord sê, as jy vir 'n renoster wil skinder, maak nie altyd seker daar is 'n hoë boom naby. My gedeelte wat egter vanoggend ons aandag verdien is verse 3 tot 5. Wat Paulus sê, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van die stryd is nie die wapens van die mense, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die nasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig is, en ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Wat Paulus hier sê, broers en susters, kan dalk vir party mense 'n bietjie moeilik klink. Party mense kan dit dalk moeilik vind om dit te glo. Want waaroor hy hier praat is 'n onsigbare geestelike oorlog. Iets wat ek nie met die blote oog
kan waarneem nie. 'n Ewige stryd wat elke dag van ons lewe om ons, ook in ons voed. Dis wat Paulus hier beskryf, 'n geestelike stryd. En kyk na die oorlogstaal wat hy gebruik woorde so stryd en vestings en vernietig en aanval en gevange neem. En dit moet ons weet, oor jou en my siel, broer en suster, is daar ewig hierdie stryd gewikkel, 'n geestelike oorlog. Maar omdat ons in 'n fisiese en 'n materiële wêreld leef, waar ons alles met ons menslike fisiese sintuie waarneem, sien en ruik en proe en tas en hoor, kan ons dit nie met die blote oog sien nie. Staan ons blind vir hierdie geestelike stryd van goed en kwaad, van boos en heilig. Die demoniese magte van die bose wat die kind van God bly tuister en dan van God se kant weer heilige engele wesens wat ons beskerm en ons vashou vir ons intree, die kwaad van ons weer. 'n Goeie voorbeeld van so 'n stryd vind ons in Daniël 10. Ook iets wat u gerus by die huis kan lees. Daar het ons vir Daniël wat soos hy elke dag 3 maal gebid het, sy binnekamer, deur toe, vensters oop na die ooste of na die rigting van Jerusalem, het hy vurig tot God gebid. En vir 21 dae, broers en susters, 3 weke was daar geen antwoord nie. Maar Daniël het aangehou bid. En na 21 dae verskyn die engel van die Here aan hom en verduidelik vir hom waarom dit God 3 weke gevat het om sy gebed te beantwoord. Hy sê, ek het gekom in antwoord op jou gebede. Die engel van die Persiese ryk het my 21 dae lang teruggehou. Maar toe het Michael, die aartsengel, die aanvoerder van God se leer, een van die vernaamste engele my te hulp gekom en was ek nie meer nodig in die stryd teen die Persiese konings, die geestelike konings. 'n Sterk demoniese wese wou verhoed dat Daniël 'n antwoord van God kry en daarom het hy met die Here se boodskapper engel 'n ewige stryd gevoer tot God vir Michael stuur om hom te verlos. 'n Geestelike stryd woed om ons en in ons. En Paulus beskryf op 'n ander plek wat jy dalk ken in Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. En dan jy moet weet van hierdie geestelike oorlog wat om ons woed. Geliefdes, as ons nie rekening hou met hierdie realiteit, nie kan ons 'n sagte en 'n maklike prooi word vir die vyand. En soos wat ons dit nou gesing het, moet ons standvastig, stewig, sterk, geanker op ons pos bly. Waaksaam wees, gereed wees om die geestelike wapens wat hy die Gees ons gee, te gebruik en altyd die volle wapenrusting aan te trek wat God ons doen. En dis wat Paulus hier in 2 Korintiërs 10 sê. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer die stryd nie met menslike wapens nie. Die wapens wat ons gebruik in hierdie stryd is nie van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings vernietig. En daarom kom daar 2 vrae by jou. En eerste plek, hoe kan ek weet dat ek in 'n geestelike stryd is, in 'n geestelike oorlog vasgevang is? En die tweede plek, wat is hierdie geestelike wapens wat so kragtig is, wat God aan my gee en wat ek moet gebruik? Dit kom ons begin, maar eers met die vraag, wanneer weet ek geestelik blootgestel vir 'n aanval? Broers, ek gaan 'n paar goedjies noem, so baie kort lysie. Dalk kan jy jouself daar weer vir jouself wat dalk jy het al in jou lewe ervaar. Tekens dat jy dalk in 'n geestelike aanval is. Wanneer jy sonder enige rede of oorsaak hypersensitief is, geïrriteerd is met jouself, geïrriteerd is met ander mense, geïrriteerd is met jou omstandighede en jou situasie. Jy is so geïrriteerd, maar jy weet eintlik nie waarom is ek so sensitief. Wanneer jy sonder enige rede, dit gaan goed in jou lewe, alles loop mooi, alles is in plek. Eerstens kom daar 'n gevoel voor my van mismoedigheid, depressie,
stap in hierdie waas in, die dampkring, wat my ontseer, my bang maak. Wanneer jy buitengewoon versoek en verlei word, vir jou moeilik is om weerstand te bied, jy graag die ding wil begin doen, en daai dinge wil begin beleef. Jy het onverklaarbare fisiese simptome, liggaamlik op ervaar. Jy onnodige konfrontasie met mense het, dat daar vreemde misverstande opduik tussen jou en 'n familie, 'n gesinslid, 'n vriend, 'n kollega by die werk. Dat is spannend. Jy weet nie waar kom dit vandaan nie, jy weet hoe dit gebeur nie. Gister was alles op reg, en eers skielik het die bom gebars. Daar is ongewone verwarring of chaos in jou lewe. Ongegronde aanvalle en beledigings en beskuldigings teen jou. Jy weet nie waar kom dit vandaan nie. Onbeskryflike vrees en angstigheid in jou hart. En wat jy laat twyfel. Dinge wat jy onseker wat voel. Dinge wat wil maak dat jy nie meer wil Bybel lees nie en ophou bid. Geliefdes, hier is maar 'n kort lysie van die tegnieke en strategieë wat die vyand gebruik in ons lewe om ons aan te val, ons af te takel en geestelik te na te kom. Het is belangrik om te weet wanneer jy in 'n geestelike stryd gewikkeld is, want aan die einde van vers 5 gee Paulus vir ons die vrugbare teelaarde waar hierdie geestelike oorlogvoering spring. Hy sê, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus onderdanig te maak. Hoor jy? Paulus sê, dis hier in ons gedagtes. In ons gedagtewêreld, dit wat ek en jy dink, dis hier waar die stryd gevoer word. Dis hier waar die stryd gewen en verloor word. En dit is ook hier in ons gedagtes waar die bose die meeste sukses bereik. Die duiwel weet dat as hy maar net die regte, negatiewe of verkeerde saad in jou gedagtes kan saai, dit het definitief 'n impak het op jou manier van lewe. Hoe jy praat, hoe jy handel, saadjies van twyfel, saadjies van ongeloof, saadjies van mismoedigheid, saadjies van ongehoorsaamheid, die lys gaan aan. Dis sy nommer 1 aanvalsmetode altyd. Sy nommer 1 modus operandi. Wat jy dink, wat in jou gedagtes leef, wat in jou kop aangaan, dit beïnvloed elke aspek en faset van jou lewe. Dink terug aan Eva. Alles was reg, sy en haar man was gelukkig, volkome volmaakte harmonie, vrede, volmaakte verhouding met God en met mekaar. En toe kom die duiwel en hy kom kring aan haar gedagtes en dit wat sy dink. God werklik gesê dat jy nie van hierdie boom mag eet nie. Het God werklik gesê dat jy sal sterf as jy sou? Nee. Dink bietjie mooi, dink bietjie anders. Dis nie regtig wat hy bedoel het nie. Hy wil net hê julle moet soos hy wees nie. Neem, eet, jy sal sien. En sy het anders begin dink. En sy het van haar vrug geneem en sy het geëet. En vir haar man gegee om te eet. En so geliefd is die sondeval en word die mens verbann in die tuin. Word hulle uitgesit. En daar vlammende swaarde van gerings wat hulle daar uit verewig. Hoe jy dink, wat jou gedagtes leef. En daarom moet ons versigtig wees wat in ons gedagte wêreld aangaan. Moet ons versigtig wees met hoe ons dink en wat ons dink. En daarom bring ons dat dit wat jou gedagtes gaan beïnvloed, 'n verkeerde boek wat jy lees. Verkeerde vriende, 'n groep waarin jy beweeg. Verkeerde fliek, verkeerde musiekkinders. Ons word deur die Heilige Gees aangemoedig om ons gedagtes vas te gryp en gehoorsaam onderdanig te maak aan Jesus Christus, soos die Here gedink het. So moet ons ook dink. Ons kan dit net doen wanneer die Heilige Gees ons daartoe help. En dan kom ons by die eerste vraag, maar wat is daardie geestelike wapens wat God ons gee, waarmee ons die geestelike stryd moet voer? Weens tydsbeperking kan ek net vanoggend met u praat oor 5. Die eerste en altyd nommer 1, God se woord, die Bybel. Jy moet by jou huis, moet jy leef met 'n oop Bybel. Moet jy
gedurig met God se woord besig wees, moet jy jou Bybel lees, moet jy jou Bybel ken. Paulus noem dit die swaard van die Heilige Gees waarmee ons aanval en ook waarmee ons verdedig. Ons het God se woord in ons harte nodig om te kan onderskei tussen waar en vals, waarheid en leuen, reg en verkeerd. In Lukas 4 het ons die voorbeeld waar Jesus na sy doop die woestyn ingelei word deur die Heilige Gees en hy vir 40 dae afsondering is. En op sy 40ste dag kom die Satan. Hy weet dat Jesus afgetakel is, want hy was ook mens en hy honger was en behoefte gehad fisies. En hy sê, kyk na al hierdie klippe. As jy werklik die seun van God is, roep dit net uit en hierdie klip sal brood word. Jesus antwoord uit die skrif. Deuteronomium 8 vers 3, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. Hy sal dan weer 'n tweede keer, hy bring hier Jesus op 'n hoë berg. Hy sê vir hom, kyk na al die koninkryke van die wêreld. Al wat jy hoef te doen is buig voor my, kniel voor my, aanbid my, erken my as jou God. En ek gee dit vir jou. Vermetel. Dis nie sy om te gee nie. Want alles wat is, was en sal wees, alles wat die oog kan sien, het Jesus Christus self gemaak, en nou wil die Satan homself voordoen as die owerste van die wêreld en sê, ek sal dit vir jou gee. Maar die Here Jesus antwoord hom, hy Bybel, Deuteronomium 6:13, julle moet die Here jou God eer en dien, en net in sy naam 'n eed aflê. Jy mag nie ander gode aanhang. Tweede aanval afgeweer, die swaard van die Gees. 'n aanhaal direk uit die Bybel. Maar die Satan was ook nie klaar, daar was ook 'n derde geleentheid. Hy vra van die Here tot op die hoogste punt van die tempel, dat hom op die dak staan en sê, as jy werklik die seun van God is, spring af. Met ander woorde, pleeg selfmoord. En daar staan ons geskryf, en nou haal die Satan ook uit die Bybel, want hy ken sy Bybel, Psalm 91. Maar daar staan ons geskryf dat God sy engele sal stuur, dat jy nie eers jou voet in die klip sal stop nie. Here Jesus was regvol. Weer in die Bybel. Deuteronomium 6:16, julle mag nie die geduld van die Here julle God op die proef stel. 3 keer versoek, 3 keer verslaan. En elke keer die swaard van die Gees, die woord. En so broers en susters, moet ek en jy ook die Here se woord ken. Maar ons sal dit nie kan doen as ons die Bybel lees. Ons sal dit nie kan doen as ons gereeld oefen met die swaard van die Gees nie. Dit is gevaarlik. Ja, die Bybel kan 'n gevaarlike wapen teen jou wees, want onthou, sê Hebreërs 4 vers 12, God se woord is 'n tweesnydende swaard en dit dring deur alles, murg en been en vleis. As jy nie weet om by die Bybel te werk, dan kan jy jouself in proses beseer, kan jy ander seermaak. En daarom moet ons die Bybel reg gebruik vir aanval en verdedig, moet ons die Bybel ken. Elke liewe dag ons oefen in die gebruik van die swaard. Dis die eerste wapen, waarsonder jy nie kan. Die tweede wapen wat God ons gee is gebed en vas. Gebed. Nou geliefde, is 'n kragtige wapen. Paulus sê in Efesiërs 6:18, doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. In Lukas 18 vers 1 vertel die Here Jesus 'n gelykenis spesifiek om dit duidelik te maak dat die mens altyd moet bid en moet aanhou bid. En Paulus sê dit ook in Tessalonisense 5 vers 17, bid gedurig. Moet my nie verkeerd verstaan, dit beteken nie ek en jy moet nou gaan in onsself permanent in ons binnekamer gaan toesluit en van die oggend tot die aand die hele tyd besig wees om te bid nie. Jy sal nie glo nie, in my bediening het ek al so 'n persoon ontmoet wat haarself heeltemal onttrek het van haar huis, van haar man, van haar kinders, van haar huishouding en haarself gaan toesluit in die kamer waar die bed was vol Bybels en geestelike boeke. Die Bybel sê jy moet die hele tyd bid. Dit is nie wat God bedoel nie. God wil hê dat ons gedurig moet bid, waar jy ook al is en waarmee jy ook al besig is. Met God praat. Met hom gemeenskap hê. Tot hom bid. Tyd saam met hom spandeer. Want gebed, geliefdes, dit is waar die
Christen se oefenkamer is. En wanneer ons bid, is ons besig om onsself geestelik ook te oefen, ons geloofsspiere soepel en sterk en fiks te maak. En is so nodig, bid en vas. Ons sien 'n voorbeeld in Markus hoofstuk 9, waar die Here Jesus op die berg van verheerliking is saam met 3 van sy disippels, sy binnekring, en hulle kom af en toe hulle onderkom, toe is die ander 9 besig, en daar is 'n pa met 'n kind wat deur 'n demoon beset was, en die demoon aan die kind so getuister het en hom wou doodmaak, hom verniel het, hy kind in die vuur gegooi. En die pa het dus verraad dat Jesus kom soek, hy was nie daar nie, maar die disippels was daar, en hulle vra help asseblief hierdie kind. En hulle het alles probeer. En hulle was saam met die Here vir 3,5 jaar. Hulle het gesien wat die Here doen, gesien hoe hy optree, ook in die geval. En hulle het alles in hulle vermoë gedoen, maar hulle kon daai kind nie verlos. Hulle kon daai demoon, daai duiwel nie kon kry nie. En toe die Jesus daar aankom, het hy onmiddellik die demoon beveel en bestraf en uitgedryf. Hy het die kind gesond gemaak en sy pa teruggegee. En toe sy disippels daai tyd bevra, Here, maar waarom kon ons dit nie doen nie? Sy antwoord spreek boekdele. Hy sê, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedryf word. Hulle het alles probeer, al die tegnieke, mense het gesproke, maar nie gebid. Gebed se kragtige wapen, geliefdes. Die derde wapen wat God aan ons gegee het, tot ons beskikking stel, is aanbidding, lofprysing en aanbidding. En 'n mooi voorbeeld vind ons in 2 Kronieke 20. Koning Josafat, die koning van Juda, is benoud. Sy hart krimp in van vrees, want die nasies van die wêreld kom en hulle getal en hulle massas in aantog teen 'n ou klein volkie. En hy bid tot die Here, Here, wat moet ons doen? Ek is bang. En dan stuur die Here 'n profeet en hy gee vir hom die antwoord. Sit die sangers van die tempel voor. Ja, laat die man met hulle swaarde loop en hulle spiese en hulle boë, maar heel vooraan jou weermag. Laat die sangers van die tempel die vyand eerste tegemoet gaan, terwyl hulle my loof en prys. Ons lees Josafat het met die volk oorleg gepleeg, en toe die sangers laat klik in die voor die gewapende manne. Hulle het vooruit geloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde, loof die Here, want aan sy liefde is daar geen einde. En juist toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, Moabiete, die mense van die Seirberge wat teen Juda opgetrek het. En hulle het die een nederlaag na die ander gelei. Loof en prys die Here. Lofliedere en gebed, dis 'n kragtige wapen. 'n Wapen wat ek en jy dalk meer kan gebruik, geliefdes. Nie net wanneer ons Sondag hier in die kerk is 'n paar psalms of skrifruiming sing nie. Maar ook by ons huis. As ons die aand huisgodsdienst hou, 'n psalm, 'n lied tot eer van die Here. Ek kan ook alleen sing wanneer ek in my voertuig is en ek lank pad ry, kan ek sing omdat my hart bly is in die Here. Kan ek sy naam loof en prys, sal die vyand voor my vlug. 'n vierde wapen wat ons het, geliefdes, is 'n heilige lewe. Jakobus sê dit vir ons, Jakobus 4 vers 7 en 8. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë, hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte huigelaars. Nader by God by u, nog nader by. En om naby aan die heilige God te leef beteken dat ons hande moet skoon wees, dat ons harte moet rein wees. Dan, gemeente, het ons 'n heilige lewe wat God behaag en word 'n kragtige wapen in die stryd teen die bose. En ek en jy word geroep tot hierdie heilige lewe. Psalm 15 beskryf dit so mooi, wie het die reg, ja wie kan op die tempelberg in die voorhoof van God verskyn, alleen hulle met skoon hande en rein harte. En dan oor hulle wat 'n heilige lewe leef, 'n lewe naby God.
5de wapen dat God in ons gee is 'n naam. Die naam bo alle ander name. Die naam van ons koning, verlosser en Here, die naam van Jesus Christus. In Spreuke 18 vers 10 lees ons, die naam van die Here is 'n sterk vesting of toring. Die regverdige vind daar skuil. Kinders, kan julle onthou wat Dawid vir Goliat gesê het toe hy teen hom opgetrek het? Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard. Ek kom na jou toe in die naam van die Here, hemel en aarde gemaak het. Wie se liedjies jy verkleineer? Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf af. Jy kom na my met 'n dolk, 'n spies en 'n swaard, met menslike wapens, maar ek kom met jou na jou met 'n kragtiger wapen, die naam van Jesus Christus. Geliefdes, die naam van God is kragtig en ons moet uitroep en uitspreek. En God se naam vind ons beskerming teen ons vyande. Paulus sê in Filippense 2 vers 9 en verder, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Geliefdes, spreek die naam van Jesus Christus. En hier het ons na die wapens, as 'n geestelike stryd is, ek bedoel, soos ek God wil hê dat ons onkundig moet wees van wat om te doen. En die eerste plek oefen jou in God se woord, die swaard van die Gees, maak seker dat jy jou Bybel ken, om dit ook te kan aanhaal en te kan gebruik in die geestelike stryd. En die tweede plek, maak ernstig gebed. Bid sonder ophou. Want gebed is die vernaamste deel van ons dankbaarheid wat God van ons eis, en God gee net sy Heilige Gees en net sy genade aan hulle wat hom sonder ophou daarop bid en daarvoor dank. Die derde wapen wat die Here ons gee, geliefdes, lofprysing en aanbidding. Nie net sommer hier by die kerk nie, maar mag jou hele lewe 'n loflied wees tot eer van God. 'n Simfonie wat hom behaag. Dan 'n heilige lewe. Ons het weer 'n Sondag van die nagmaaltafel aangesit het op die weer die tekens van ons heiliging, ons sonde vergifnis in Christus bely. Dit is hoe God wil hê ons moet leef. Meer en meer soos die Here Jesus praat. Meer en meer soos die Here Jesus doen. Soos Paulus in hierdie gedeelte sê, in die naam van Christus doen ek 'n beroep op julle. Hy wat nederig en vriendelik is. Dalk 'n bietjie meer nederigheid, dalk 'n bietjie meer vriendelikheid, dalk 'n bietjie meer sagmoedigheid. 'n Heilige lewe, skoon hande, rein harte. En daai laaste plek, geliefdes, die naam van ons koning en Here, Jesus Christus. Mag God ons in die geloof versterk. Mag hy ons bemantel, bewapen met hierdie kragtige geestelike wapens van die Gees wat hy tot ons beskikking stel. En mag ons dan ook eintlik volhard in hierdie stryd, nooit in eie krag nie, maar in die naam van die Here en deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Skrifwoorde 14 tema 3. Geliefdes, is 'n beruiming van Efesië 6. En daarin sing ons ook van die geestelike wapen. Die wapen rusting wat God aan die gelowige gee. Ons gaan sing vers 3 en vers 1 en 2.
Vader wat in die hemel is, ons sê vir U baie dankie dat ons in hierdie geestelike stryd wat om ons roep nie onbewapen is nie. Maar dat U aan ons die kragtige wapens gee van die Gees. U woord, gebed, lofprysing, aanbidding, heilige lewe, en o Vader, die naam, die kosbare kragtige naam van Jesus Christus ons Here. 'n naam wat die vyand wat sidder en beef, terugduins en vlug. Dankie o Vader dat U vir ons goed is, dat U vir ons sorg, dat U ons liefhet. Dankie dat U ons ook hierdie week instuur as Christen soldaat om te volhard in die stryd en om die vaandel te dra van oorwinning, die vaandel van Jesus Christus ons koning. Here, ons vra U sal wees met elkeen wat siek is, wat alleen is, elkeen wat mismoedig voel, elkeen wat eensaam is, o Here, wees met hulle, bevul hulle lewe deur die teenwoordigheid, maak U gesond wat in die hand is, o Here, verhoor ons gebede, gee ons vrede, en wil U genade aan ons sondes nie neerdruk. Dit alles bid ons in Jesus se naam. Amen. Gelukkig nadat die jagers die liefdesdiens verrig, gaan ons sing. Skrifwoorde in 14:3, dis die next vers 10. en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u alkeen. Amen.